Hierdie is Afrikaanse verduideliking van die SBA taak. Luister baie mooi na die verduideliking. Dames en here, daar is ook 'n dokument in die classroom wat verwys hoe die punte verwerk word of gemerk word, wat jy nodig het om die punt te kry volgens die punte totaal. Julle sal sien weer eens, ek het hierdie weergawe ingesit in plaas van die vorige weergawe, want daar is die werk is vir jou geonderstreep, so jy weet wat die kernwoorde is. Lees 'n bietjie hierso, die ding deur, en dan beantwoord jy die vraag. Eerste vraag sê, definieer 'n korttermyn doelwit is. Dames en here, julle het daar in die klas dit gedoen, so jy weet presies wat om daar te antwoord. Nou voorbeeld uit die leesstuk kan jy kyk, dis eintlik baie maklik, weens die feit dit staan in die leesstuk daar wat sy korttermyn doelwit is. Dan, volgende vraag sê, verduidelik waarom dit vir Tabo belangrik is om sy doelwitte neer te skryf. En dames en here, ons het in die klas bespreek, dit is idees soos verhoog sy motivering, kan dalk 'n bietjie 'n gevoel van prestasie onderskep, of skep, sodat hy weet dat hy kan verbeter. As hy kan verbeter, kan hy mos enigiets behaal, beter sy tydsbestuur. Volgende vraag daar, beskryf hoe Tabo tydsbestuur kan gebruik om sy korttermyn doelwit, om sy wiskundepunt te verbeter en te bereik. As jy nou mooi gelees het, was dit 'n antwoord by vraag 1.1.1. Gebruik die SMART metode, skep 'n studieskedule. Kyk na iets soos selfsorg en rus, daai tipe van goed wat jy kan gebruik, hoe dit is vir hom om tydbestuur te kan gebruik. Volgende vraag lees, bespreek 2 moontlike redes waarom Tabo dalk sukkel met uitstel ten spyte van sy plan vir sy doelwitte. Daar is dinge so te veel op sy bord, hy is dalk bang hy gaan misluk, daai tipe van ding. Obviously, jy moet so 'n bietjie uitbrei op sulke idees, onthou dis 'n stelling, en dan obviously moet jy dit verduidelik. Dan kyk ons na die volgende vraag, evalueer hoe persoonlike waardes die keuse wat jy maak beïnvloed wanneer jy doelwitte stel. Want dit gaan weer oor definisie van sukses. Hoe sien jy wat se waarde sukses vir jou het in daai lyn? Dit kan ook wees iets soos langtermyn visie, wat jy graag eendag wil bereik om op te fokus, daai tipe ding. Totale punt 9 en 10. Ek gaan so 'n bietjie verder aanwerk, ons het reeds hierdie werk in die klas begin bespreek. Hulle sê hierso, noem en verduidelik, lys die hoorinstellings wat in Dewey kan bywoon om omgewingswetenskap te studeer. Nou dames en here, dis eintlik baie maklik, weens die feit dat, as jy dit reeds daar vir jou gesê word, wat jy kan doen, nou weer iets, dit is iets soos, byvoorbeeld, 'n universiteit, sy kan selfs dit by Universiteit van Tegnologie doen, miskien kan sy dit doen aanlyn, sy is 'n bietjie daar moet kyk. Teken en voltooi die tabel om onderskeid te tref tussen Universiteit van Tegnologie en TVET colleges. Nou dames en here, dis ook nou weer baie reguit vraag, wat jy kan doen daar is, jy kan 'n tabel teken. 'n Universiteit van Teologie is meer akademies en prakties, waar 'n TVET college is baie meer prakties. So miskien kyk 'n bietjie die verskille daar. Onthou, dit moet in 'n tabel wees. Noem en verduidelik 3 forme van finansiële bystand vir 'n student in 'n hoër onderwys instelling. Nou dames en here, ons het hierdie wel van graad 8 af gedoen. Dit kan 'n ding wees soos die nasionale studente finansiële skema, 'n leerlingskap. So weer eens moet jy 'n bietjie uitbrei op wat ek nou vir jou verduidelik het. Dan, hulle sê analiseer die sleutelfaktore wat Lindewe in ag moet neem wanneer sy 'n hoër onderwysinstelling kies. Daai goed kan wees, is ligging, is hy naby aan die universiteit, wat se programme en fasiliteite hulle het. Buitemuurse aktiwiteite kan ook 'n rol speel. Evalueer enige 2 wanopvattings waarmee studente gekonfronteer word wanneer hulle TVET colleges bywoon. Dit kan dinge wees, onthou nou weer eens, jy gaan om jou punte te kry, moet jy 2 stellings gee en elkeen kwalifiseer of verduidelik.
Dit kan wees dat universiteite kry meer aandag, want mense dink hulle kry meer beroepe, waar TVET colleges is, nie so, sê die mense is nie aanstelbaar nie, weens die feit, hulle kry nie 'n sertifikaat of 'n diploma, wat nie hoog op aanvraag is nie, daai tipe van dinge, so kyk 'n bietjie mooi daarna. Dan sê hulle, analyseer, daar het ek reeds genoem, evalueer, die enige 2 wanopvattings, ek het dit vir jou genoem, en dan laaste vraag daar, sê stel 4 strategieë voor, wat die departement van hoër onderwys en opleiding kan instel, om meer belangstelling in die handels- en beroepsrigtings te skep. Dit kan idee wees in sosiale media wat hulle kan gebruik, hulle kan veldtogte daar begin, plakate, samewerkende met by die hoër onderwys en die rolspelers in die bedryf om programme te skep, daai tipe van ding. Weereens 29 punte, totaal van aktiwiteit 1 is 48. Kom ons kyk na die volgende gedeelte. Aktiwiteit 2 gaan ons nog bespreek. Nou, hulle praat daarvan, noem 4 redes waarom openbare deelname belangrik is. Jy sal sien in die klas, gaan ons dit mooi vir jou uiteensit. Dit is iets soos versterk demokrasie, bemagtig individue en gemeenskappe. So daar is al klaar vir jou idees waar jy nou gaan kyk, onthou jy moet mooi luister in die klas. Bespreek die voordele van aanlyn petisie aan plaaslike regering, krities verdringende optrede in dienslewering. Jy om die volle 4 punte te kry, moet jy 'n stelling gee, uitbrei oor die stelling, dit kwalifiseer, ander woorde verduidelik en 'n uitkoms gee. Dit beteken 'n voorbeeld hoe dit gaan werk in werklikheid. 'n Digitale petisie bied meer gestruktureerde manier om data te kry, hulle opmerkings, bied ook 'n geografiese verspreiding van kommernisse, so die mense kan hulle aksies prioritiseer, so kyk na goed soos daai. Dan bespreek 2 of beveel 2 strategieë aan oor hoe die plaaslike regering met die plaaslike gemeenskappe kan saamwerk om die kwaliteit van dienslewering te bevorder. Miskien kan dit wees, soos byvoorbeeld samewerking tussen regering en gemeenskappe om vaardighede bymekaar te kry om dienslewering aan te spreek. Jy kan byvoorbeeld projekte begin en mense betrokke kry van die gemeenskap. Die regering kan ook kommunikasie gee op sosiale media formaat. Jy kan op 'n kundige program 'n bewusmaking organiseer. Obviously, jy gaan daar 2 strategieë noem en soos wat ek vir jou reeds beskryf het, gaan jy daar 'n stelling maak, dan 'n uitbrei oor die stelling, dit kwalifiseer en 'n uitkoms gee. Goed, dan kyk ons na die laaste paar vrae. Dan gaan oor nasiebou. Jy gaan leer wat is die konsep van nasiebou en waarom is dit belangrik daarvan in Suid-Afrika. Dit, jy weet, help met ekonomiese ontwikkeling en gelykheid. Nasiebou is wanneer almal saamkom, maak nie saak wat hulle agtergrond is, om vir die land eenheid te bou. Kan kyk na die bou van globale aansien. Jy weet, ons het goed gedoen internasionaal met sport. Dit gee ons 'n goeie beeld. Al het dit so 'n bietjie agteruit gegaan alweer. Evalueer 2 maniere waarop sosio-ekonomiese faktore nasiebou kan belemmer. Dit byvoorbeeld mense wat nie werk het nie, veral jong mense, kan uitgesluit voel. En aan die ander woorde, hulle kan nie by die land se visie uitkom nie. Ons moet kyk om uitwissing van armoede, want dan kan die regering help om vertroue aan die mense te bring in die nasie, idees soos daai. Bespreek krities die impak van negatiewe toeskouers se gedrag tydens sportbijeenkomste. Dis weer vir 3 punte, onthou jy moet 'n stelling maak, dit kwalifiseer en 'n uitkoms gee. Kwalifiseer, dames en here, beteken om dit te verduidelik, 'n uitkoms is 'n voorbeeld. Right, dit kan konsentrasie van spelers ontwrig, kan negatieve gedrag, kan intimiderende omgewing skep vir die ondersteuners en vir die spelers, wat die genot wegvat, idees soos daai. Stel enige 2 positiewe gedragsprogramme voor wat die regering kan implementeer om by te dra tot nasiebou. Weereens, jy gaan vir my 2 dinge noem vir 4 punte. Dit beteken, jy moet weer 'n stelling gee, dit kwalifiseer asook uitbrei en 'n uitkoms verskaf.
positiewe gedragsprogram voorbeeld kan wees om omgewingswaarheid of volhoubaarheid te skep, minder vrystelling van koolstofmonoksied. Ons kan ook besighede aanspoor om volhoubare praktyke soos herwinning en daai goeders te ontwikkel en dat ons land bietjie gesonder kan wees wat 'n nasiebou kan verbeter, dinge soortgelyk daaraan. Goed, dan maak seker jy luister na alles, gebruik die leidrade en sterkte met jou taak.